word deur meneer Volskenk. En hierdie span wat baie goeie rekenskap van homself behoort te gee. Nou die span van die oostelike provinsie. Nico Malan Hoërskool wat 'n baie groot verteenwoordiging het. En dan die spanne wat dan binnekort op die veld gaan verskyn. Hier is die oostelike provinsie span, daar's groot applous. En die OP span wat aangevoer word deur CD Raal. En een vir een die manne van die OP wat deurkom. Daar sy CD Raal, die kaptein van Brandwag Uitenhage. Ja, ons sien dat hierdie voorry van die OP is almal manne wat oor die 100 kg weeg. Die voorry Kruiten is 100, Rion Ferreira is 108, die hakker Jano Hanke is 105, so dit is sommer sterk groot manne wat hier so speel. En hier is die Boland, hulle kaptein Andri Swanepoel. En merk in 'n swart trui van Boland. Swaar pak voorspelers hier van die Boland, so verneem ons. Maar dit beloof om 'n uitstekende wedstryd te wees. Dit die plaasvervangers. En die span van die OP so deur die jare Ewen Olivier altyd nog 'n baie goeie span gehad wat hier op die Kruinweek gespeel het. Ja, daar was tye toe Dani Gerber en Robert Blighnout en Jan Serfontein in die OP span was en hulle 'n formidable span gewees het. Wat werklik uitstekende rugby gespeel het, maar die laaste aantal jare ook hulle altyd goeie rekenskap van hulle self gegee. Vir jare is al die spelers natuurlik onder 18, hulle is nie meer onder 19 nie en dit maak dit net 'n verskil, maar dit lyk my ons mense in Suid-Afrika eet baie vleis of ek weet nie wat nie, hulle raak al hoe groter want dis 'n hele klomp wat 1,982 meter is en ver oor die 100 kg weeg. Hier is Prins, bel word ingewag deur Gerber, Terrence Gerber. Gelukkig weer vir die OP in die hande gekry deur Neil Arends. Is net buitekant die kwartgebied van die OP Roelofse. Bal word hier ingewag deur Randall Martin. En hier kom Martin, bal wat lospad. Op die bal geduik die Hendricks. Boland teen OP. Net gepraat van Gerber. Hier is 'n Gerber op senter vir die OP. Hy kom ook van Dispatch af, Sam Gerber. Ja, hier sien ons net weer die afskop waar die spelers bietjie oor hoeks gevang word, die OP pragtig. Hy hardloop oor die bal en dan word die bal na die linkerkant toe geskop deur Neil Arends. Dis daai frekwensies. Dag, hoor jy my? Wat is daai frekwensienommer? Wat die frekwensie van 33? Ek dink 33.3. Wedstryd wat, ekskuus Ewen. Ja, hier so sien ons waar die Bolanders 'n foutjie maak en dan die bal wat uiteindelik besering hierso. En nou gaan ja, dit is nou baie sleg dat hierdie man net so kort druk op die veld is. Hoop hy moet afgaan permanent nie. Sien ons waar die OP gaan ingooi. Corneille Roelofse. Goeie skram deur die Boland, baie sterk skram. Vaste skrim. Nou gaan ons dan die krag sien van hierdie Boland pak voorspelers. Maar dis 'n goeie skrim vir die OP. Roelofse deur na Arends. Lang skop na die oorkant, hier oor die kop van die linkervleuel Ashwin Willemse. Maar meneer Jafta van die Bloubulle wat die Boland span hier straf. Dink nie een van hierdie manne was gebind, een van die flanke van die Boland nie. Hulle kan nie die audio hoor nie. En hier is Hannes Liter.
Hannes Liter van die Nico Milan Hoërskool Humansdorp. En die haker van die OP, Rian Ferreira. Hy speel vandag met 'n nommer 3 trui. Twee lang slotte hier van die OP, Andri Smit en Christian van der Walt. Opgegaan deur Smit. En daar was te veel mense van Boland in die lyn staan, die rede vir die vryskop. Roelofse, Arendse, kry die ondersteuning daar van Coetzee, op sy beurt deur na De Wit. Net buite kan die kwartgebied van Boland. Roelofse wat wag vir die bal. Van die Hoërskool Vryheidsby, hierdie skrimskakel van die OP, Morney Roelofse. En dan is dit Sam Gerber wat daar uitgehelp word. Dis die mannetjie van Dispatch met die van Gerber. Klein doring van Dispatch. Ja, hy is ook in alle jare wat Dani Gerber daar gespeel het, het hy baie groot plesier aan die spelers verskaf en die toeskouers en almal wat kom kyk het. Sy hinkstappe en besonderse spoed wat hy gehad het toe hy gespeel het is was een van die hoogtepunte van sy loopbaan en dit is eintlik jammer dat so 'n speler nie in die voorregte kon gedeel het van die spelers wat vandag speel nie. Twee spanne wat dusver goed teen mekaar opweeg. Lyk of dit 'n baie harde wedstryd gaan wees tussen hierdie twee spanne, OP teen Boland. En later vanmiddag dan Natal teen die Leeu's. Christen, Ferreira en Hanke is hier vooruit van die OP. Goeie skrim deur Boland. Roelofse, Arendse ingesny daarso deur Coetzee. En verder geneem deur Raal, die kaptein van die OP. Ferreira en weer Coetzee, Rudy Coetzee. Boland wat hulle bes probeer om hom daar terug te duik. Goeie balretensie deur die Oostelike provinsie. Raal, Liter. Ja, daai bal wat effens van Raal se skoen af gegaan het. Hy wou die bal miskien net oor die agterrem plaas. Ek dink die idee was heeltemal reg. Jy sien ons waar die Bolanders vlak lê. Een belangrike aspek wat ons agterspelers ook moet aanleer is om van 'n grondskoppie gebruik te maak. Ek dink ons spelers raak so stereotyp en dit gee aan enige speler net soveel meer opsies indien hy ook sy voete kan gebruik. Hendrik de Villiers. Ja, die speel is 'n skeieregter, meneer Jafta, wat nie bang is om hard op sy fluitjie te blaas nie en hy gee hom beslis baie asem. Hou die bal uit die veld uit. Tino Prins het loskakel. Ja, hulle is almal hier. Baie verliefde rugby in hierdie geweste, Eben. Ja, maar dis lekker, John, en George is 'n baie lekker plek. Jy sien ons die berge in die agtergrond en ook daar waar ons bly is baie lekker. Ja, ons bly hier by Fancourt, wat natuurlik 'n pragtige plek is. Die tuisbaan van Innie Els, pragtige golfbaan wat hier is. Maar hier is besit vir Boland de Villiers. En dan die agste man Hendriks, hy vorder nie ver met die bal nie. Bal kom weer uit vir de Villiers, nou Prinsie loskakel. Mooi teruggeval deur Forsie. Dis hy en Liter, Forsie terug na Liter. Nou buitekant sy kwartgebied en dan swak spel deur die OP. Plaas hulle self onder druk. Gerber het opgetel. Twee fris senters hierdie van die OP. Roelofse. En pragtig wou ek sê in die hande gekry deur Swanepoel, maar hy doen nog steeds baie goed. Die kaptein van Boland vasgevat deur die kleine Roelofse.
Maar dadelik sommer 'n beter wedstryd as die vorige een, Eben. Ja, dis baie meer opwinding, dis baie meer die manne wat baie meer op doelgerig speel, die intensiteit en die spoed van hierdie wedstryd is net vinniger as die eerste een. En wat die spelers doen hulle met mening. Hendrik de Villiers, hy het mooi onbeweeg. Nie 'n slegte skop nie, 'n baie goeie skop van de Villiers. Plaas die Boland op die aanval. Produk van die Dirkie Wys Hoërskool in Moreesburg. Rian Ferreira. Ja, hy weeg 108 kg en saam met sy twee voorrye is hierdie manne oor die 300 kg. Prins. Nie 'n baie goeie aangee wat daar gekry word deur Petersen nie. En weer geleentheid vir die Boland. Sterk loop hy deur van Wyk Du Plessis. Weer beskikbaar de Villiers. Op sy beurt deur na Prins. Teruggekom hier so deur Walters of Burger. Burger die flank. Maar onkant spel hier die agterlyn van die OP en ek dink hulle gaan nou paal toe skop. Ja, Boland wat hier 'n goeie stukkie spel gehad het. Hulle deur 1, 2, 3 fases gegaan. Die besit baie goed gehou en uiteindelik die OP agterlyn wat onkant gaan, maar 'n goeie spel hier vir deur die Boland. En hulle gaan paal toe skop. Boland wat paal toe gaan skop. En reeds 'n taai stryd tussen hierdie twee spanne. Is dit Burger die flank, dis hy wat paal toe skop, Karel Burger. En op sy beurt gee hy dan die bal vir Jacobus Immelman, die hele agter met 'n nommer 18 op sy rug. Hier is Immelman. En hy's tussen die paal deur. 3 punte vir Boland. En die eerste punte wat dan in die 10de minuut van hierdie eerste helfte aangeteken word. Ja, mense kan dink dat hier ook 'n baie sterk Boland ondersteuning is. So ook 'n oostelike provinsie ondersteuning wat dit is die buurprovinsies hierso van SWD en seker heelwat mense van die Boland wat hier ook vandag in die paviljoen sit om hulle span aan te spoor. Neil Arends. Pragtige spel deur die flank de Wit. Net byt kan die kwartgebied nou van Boland. Ja, en die flank hierso, Frans de Wit wat lekker wakker is en so ook Rudy Coetzee wat onmiddellik by was om die beweging nog verder te neem. Hier sien ons waar de Wit pragtig hou sy oog op die bal, kry die bal omheen en nou kom Rudy Coetzee pragtig deur om die beweging nog verder te neem. Bly gebind. Dis onkant spel. Binding, not binding. Loose forwards. Loose forwards. Dan wat onkant was, Hendrik de Villiers. Ja, en geleentheid vir OP om die telling nou gelyk op te maak. Ja, dus ek dink OP het die regte opsie. Hulle is vrag vir die pale. Hierso sien ons waar die Boland skramskakel onkant gaan en dit is Hendrik de Villiers en nou 'n geleentheid hierso vir Neil Arends om die telling weer gelyk op te maak. Nee, hy trek daai bal links verby, dis nog steeds 3-0 vir Boland. Ja, Neil Arends wat ergens sy kop opgetel het hierso toe hy skop en as gevolg daarvan die bal links verby getrek. Boland wat weer die spel kan begin van die 22 meter af, 22 meter lyn af. Okay, gaan. En Prins beduie vir sy manne agter die bal, besluit om diep in te skop. Goeie hande van Raal. Hy 20 meter gewen met goeie dryfspel vir die oostelike provinsie. OP wat nou goed lyk, dis Frans de Wit wat die bal opgetel het. Roelof se grawe vir die bal, hier's Roelof se Arends. Gerber in die agterlyn, Liter terug aan die binnekant, terug na Coetzee.
Op die kwartlyn. Verder geneem die Hanke. Jammer dat die Oostelike provinsie daardie besit verloor het. So belovende beweging. Ja, belovende beweging. Boland wat goed verdedig, goed gekeer het. En die bal wat hier so vorentoe gaan, uiteindelik OP wat het verloor. So sien ons bal wat deurkom. Nommer 8 wat die bal baie mooi gevat het. Dan Hannes Liter wat baie mooi kom. Rudy Kutse wat kom aansluit. Uiteindelik die bal wat verlore gaan. Goeie skram hier so deur die OP. Boland onder druk. Die bal gaan nie uitwees nie. Goeie balbeheer deur die OP. Rudolfse, Arends, Kutse. Ondersteuning is daar so van Strydom. Goeie aanslag nou van die OP. Morney Rudolfse, Arends. Lang aangee na die regtervleuel Gerber. Dis nou Terrence Gerber. En goeie verdediging deur die Boland. Ja, Boland wat baie vinnig gereageer het. Plaas onmiddellik die OP-spelers onder druk. Manne kry nie geleentheid om verder beweeg nie. Miskien OP ook net soos in die ander wedstryde wat ons sover gesien het. Miskien te veel opgekruip die agterlyn, nie diep genoeg om jou daai ekstra spasie te gee nie. De Villiers en nou gaan Boland hulle self daar onder druk plaas. As Swartboy die bal gekry het. Bal word goed vasgehou daar op die grond deur Boland. Ja, de tackler. Ja, die bal moet dadelik gelos word of teruggestoot word of dan moet van die bal af wegbeweeg word, wat in hierdie geval nie gedoen is nie. Bal word heeltyd vasgehou. Hierso sien ons waar onnodig. Daar was oor meer as genoeg kans om hierso te skop. Maar nou ja, strafskop wat afgestaan word en Neil Arends wat weer 'n geleentheid het om te kyk of hy die OP en die Boland kan gelyk laat trek. Pragtige oud Nikwa berge daar in die agtergrond. Ja, die berge wat nou mooi oop is nadat die mis verdwyn het en is nou eintlik baie lekker buitekant. En ek dink die spelers wat 'n sug van verligting slaak dat dit vandag nie so warm is nie. Maar hier's Arends, loskakel van die OP. Dit om die telling gelyk op te maak. Peterskop 3 punte elk. Skeieregter wat hard op sy fluitjie blaas om hierdie doelskop aan te kondig. Maar 'n interessante wedstryd tussen die Boland en die OP. Eerste wedstryd die Noord-Vrystaatse 15-tal wat afgereken het. Toe Sassa 15 punte teenoor 8. Die bal oorgestuur word deur die OP, gekry deur CD Raal. Rudolfse. Sy beer deur na Frans de Wit wat 'n barshou speel. Deur Rudolfse gebruik die steelkant. Goeie werk deur Strydom. Op sy beer deur na Forsie. Forsie terug weer na Strydom. Vinnige besit, dis wat die OP soek, dis wat hulle kry, dis Arends, Kutse, oorslaan aangee, dan die oorkant na die regtervleuel Gerber, Terrence Gerber. Mooi verdediging deur die Boland. Skeieregter gaan op sy fluitjie blaas. Ja, maar ondernemende spel ewen deur die OP. Ondernemende spel, miskien die aangee net te lank. Mense het onmiddellik gesien toe die bal begin trek van Kutse se hande af na Gerber aan die buitekant. Is daar 3 Bolanders wat hier sien ons die aangee. Nou gaan al 3 Bolanders en hulle konsentreer op die verdediging aan die buitekant. Dit maak net vir Gerber totaal onmoontlik. 'n Vinnige agterspeler wat reguit hardloop en net die bal deur die hande laat skuif sou dalk 'n ekstra man kon bewerkstellig het aan die oorkant. Hendriks afgesny van de Villiers. Skeieregter wil 'n strafskop gee vir Boland. Not binding. Not binding. Loose forward. Loose Ja, die forward. losvoorspelers was nie gebind van die OP nie. Ja, die 3 OP losvoorspelers wat veral Frans de Wit en Raal wat baie prominent was in die vorige bewegings. Wel, hy sal nie paal toe skop as hy nie dink dat hy hierdie bal kan oorskop nie. Dis nou Tino Prins die loskakel van die Boland. Ja, hy het seker al voorheen sulke skoppe oorgeskop en kom ons het nog nie eintlik hier baie lang skoppe gesien nie. Die spelers wat gewoonlik gaan vir die kantlyn en daarvandaan af probeer oordryf, maar nou 'n skop na die kantlyn toe as dit nie binne die 5 meter van die doel van die hoekvlag af is nie, beteken dit ook niks. Jou verdediging is deesdae so goed georganiseer terwyl die Bolander gaan aanlê met hierdie lang skop op die 15 meter lyn.
deur van die oorkant af en dit is op die middellyn en dit sal 'n formidabele skop wees van Tino Prins as hy hierdie bal tussen die palle kan deurkry. Wel, hy die wind van agter. Kom ons kyk. Nee wat, hy gaan nie daar wees nie, heeltemal te kort. Ingewag deur die oostelike provinsie. Arends, Neil Arends loskakel van die OP met 'n lang skop daarna in die oorkant. Vinnig ingegooi deur die Boland, dis Prins. Hy het daar gedink om te skep, skop kry die ondersteuning van Hendrik de Villiers. Maar hy word vasgevat deur die groot Slot Smit. Ruk hom tog los, Boland het die bal nog steeds onder beheer. Number 3. En gaan Prins nou weer pale toe skop. Nou ja, going Feitlik over op the top. die selfde plek as die vorige een. Ja, hierdie een is inteendeel 'n bietjie nader, so 'n meter of wat nader, kom ons sê 'n halwe meter. Terug. En bietjie meer Ja. in die middel van die veld ook. Maar hy besef, dis te ver, hy gaan kantlyn toe skop. En dis miskien die beste besluit. Skop dan uit binnekant die kwartgebied van die OP. Boland wat lanklaas hier was binnekant die kwartgebied van die OP span. En nou sal hulle wel seker maak van daardie besit. Dis nou die span van Boland. En 'n kortlyn staan. Ingegooi deur Jordan. Jordan wat die bal weer in die hande kry vir Boland. Burger word vasgevat. De Villiers, hier gaan 'n skepdoel kom van Prins. Hy het hierdie bal na die regterkant toe geskop. Hy's nie oor nie, onder die bal en byna laat val deur Luther. Luther en swak spel hier die OP. Hier word geduik aan die diskant. Wat sê die skeieregter? Hy gaan 'n skrim gee. Grensregter wat hier vir die skeieregter ook onmiddellik wys dat die bal vorentoe aangeslaan is. Die OP wat hier so droog maak. Uiteindelik Luther wat die bal kry en 'n swak aangee deur slinger na Sam Gerber en die Boland wat so byna 3 aanteken. Geleentheid vir Boland. Dit begin al meer vir my lyk op die OP die oorhand kry in die vaste skrims ewe. Van terug, onder Ja, Hakker se OP wat voete. 'n baie sterk en swaar voorry het en hulle sal beslis moet gebruik maak van hierdie gewigsvoordeel wat lê het om die Bolanders die hele tyd onder druk te plaas. Boland se skram wat sover nog baie goed gehou het en wat beslis nie terugstaan vir die OP nie. Hierdie bal is tog uit. Van die hand van 'n Boland speler. Andri Swanepoel, die kaptein wat baie sleg voer oor daardie flater van hom. Maar dit was eintlik onoordeelkundige spel hier deur OP wat hulle byna 'n 3 gekos het. So byna die bal wat los spring daarso. Arends en sulke lang hale gegee deur Frans de Wit. Skeieregter wat weer nie bang is om daai fluitjie om in te lê op daai fluitjie nie. 10 meter backline offside. Hannes Luther. En nou is dit weer die oostelike provinsie op die kwartlyn van Boland. OP teen Boland, daar bly 9 minute oor in die eerste helfte. 3 punte elk. Wat is die probleem? Wie is af? Oké. Pak op, Swart. Mark Bennett is nou die haker in die plek van Ferreira. Skeieregter wat weer die manne van Boland terugroep vir 'n vaste skrim. Of gaan die lyn saam weer oor pas vind. Okay, sorry guys. Sorry. Vaste skrim. Vaste skram hierso. Sien ons waar die Bolander die bal agter die ander kant die 15 meter lyn vat. En daarom die wel ons weet nie presies hoekom die fout daar was nie. En dan 'n misverstand tussen Prins en sy skrimskakel de Villiers. Nou is dit Immelman wat probeer om reg te maak. 10 meter van die doellyn van Boland kan OP hierdie bal afneem. It's a more. It's a more. Hard gespook deur die voorspelers van die OP. Ja, kom, jy het 'n man gevat. Jy het 'n man gevat. Wag vir my, wag Boland vir my. spelers wat die bal Nee, wag. ingeneem het Wag. en wat nou ook besit verloor het.
Morney Roelofse wat kan ingooi en 'n goeie skram wat hier so deur die OP gewen word. Arendse, hy gebruik die agterlyn, lieflik aangekom daarso deur Liter. OP wat nou baie gevaarlik lyk en dan 'n skrim. Ja, Liter wat miskien die bal net so 'n meter of 2 te diep gekry het. Belangrik dat die speler wat van agter af kom, die bal absoluut op die voordeellyn moet kry sodat hy onmiddellik in deur wees, anders vervang die kruisverdediging jou. Sien ons, hy's net 'n klein bietjie te diep, 'n meter of 2 te diep. As dit nie die geval was nie, was Liter beslis deur vir sy 3. Roelofse op sy beurt deur na Gerber en Gerber, ek dink hy het sy 3. Nee. Ja, die 3 word gegee. Dis 'n 3 vir die regtervleuel Terrence Gerber. Grensregter wat sê dit is 'n 3. En welverdiende punte. Goeie hanteerwerk hierso deur Oostelike Provinsie. Goeie skram wat hulle gekry het. Dan sien ons Gerber wat absoluut inskuif so op sy sy en hy teken die 3 aan. Maar goeie samespel tussen Raal en Morney Roelofse daarso om die man ekstra of die ekstra speler oor te bewerkstellig aan die regterkant. Moeilike doelskop vir Arends. Derde een is dan sy moeilikste een, Eben. Ja, hierdie een is baie moeilik een terwyl hy gly daar aan die oorkant en die poging ook dui dat dit nie alles wel was nie. Maar die OP dan voor met 8 punte teenoor 3. Oostelike Provinsie wat dan nou voorloop met 8 punte teenoor 3, nog 6 minute in hierdie eerste helft. Goeie samespel tussen Raal en Roelofse wat dan daar vir Gerber weggestuur het. Ja, hy het eintlik baie goed ingeskuif daarso vir sy 3. As hy regop was, sou hy dalk die 3 gekry het nie, maar hy het baie mooi op sy ingeskuif en dit is die verskil tussen 'n 3 en nie 'n 3 nie. Eno Prins. Raal vir die OP het hierdie bal bemeester. Bal het gekom van die hand van een van die Boland spelers, so dit was nie aanslaan nie. Nou moet daar teruggeval word deur die Boland. Goeie beweging deur die Boland, vorentoe geskop deur Immelman. Daniel van der Westhuizen is ook vir Boland op die veld, dis hy wat die bal hier ingewag het. Ja, Boland wat sommer dadelik hierso met 'n pragtige teenaanval gekom het. Hier het ons egter weer gesien dat indien die senter net effens kon reguit maak, daar beslis ruimte aan die buitekant sou geskep gewees het vir die vleuel en dit is iets wat 'n mens nie genoeg kan beklemtoon nie. Goeie werk voor in die lyn staan die Andri Smit. Arendse van binnekant sy kwartgebied. En hy maak net seker dat hy die bal uitskop. Use it or lose it. Use it or lose it. En Boland wat hierdie besit dan nie kan gebruik nie. Ja, die skeieregter wat baie hard met die spelers praat om vir hulle te sê julle met die bal gebruik of julle gaan dit verloor. Uiteindelik Boland wat die bal verloor en 'n losgemaal as die bal nie dadelik gebruik word deur die span nie, die bal is nog in die lug. Dan daar's nie vinnige beweging in die losgemaal nie, dan is die skeieregters nie bang om vir die bal vir die ander span te gee om verder met die bal te speel nie. Roelofse na die loskakel Arends wat ver terug gestaan het. Ja. Oké. 10-19-8. Oop asseblief. Pragtige skoot wat ons hier van ons kameraman kry van die Outeniqua Berge. Boland neem af. Gegryp deur De Villiers. Nou is dit swak besit vir Boland. Tog weer geleentheid kry Swartboy. De Villiers. Bal wat mooi teruggebring word hier na die diskant. Geleentheid vir Prins. Weer Swartboy wat vasgevat word.
Jy het hom aangevat. Sê tackle bal nie. Jy het hom aangevat. Ja, Boland wat die Oostelike Provinsie wat die voordeel kry. Voor je, reguit voor Boland wat besit verloor het hierso. Waar? Hulle het die bal ingevat, kon hom nie gebruik nie. Voor je, julle moet reguit vorentoe gaan. OP wat klou in hierdie voorsprong van 5 punte. 8 punte teenoor 3 en nou bly so 2 minute oor hier in die eerste helfte. Volgende wedstryd, die Leeu's teen Natal. Julle moet reguit gaan voor je. Skrimskakel van die OP Roelofse wat 'n goeie diens doen, die loskakel Arends. Beskik oor vinnige handspoed. Maar hier is 'n beter skrim deur die Boland. Ja, ons het net toe gedink dat die OP dalk met hulle sterk vooruit die oorhand gaan kry oor die Boland. Dit aanvanklik so gelyk so 5 minute gelede, maar hier bewys Boland pragtig die teendeel en hulle plaas OP onder groot druk. OP nog eintlik gelukkig dat hulle weer ingooi en hierdie skram kan kry. Raal. Ondersteuning van Strydom. Mooi loop hier deur Liter. Hou aan die binnekant. Aangee geneem deur De Wit. Roelofse. Arendse. Deur Liter verby Coetzee. Gerber kan nie kry nie, weer Coetzee. Onkant spel deur Boland. Ja, die 3 losvoorspelers van die OP Raal, De Wit en Strydom wat die hele middag of sover baie prominent is en veral De Frans De Wit met nommer 7. Hierso sien ons waar die Bolanders onkant gaan. En harde lag vat daar so op Neil Arends van die Oostelike Provinsie. Vraag is nou net, is daar genoeg tyd oor om die bal by die kantlyn uit te skop? Daar is nie. En dis die rede waarom Hannes Liter gaan paal uit te korrel. Maar kyk ons na hierdie eerste helfte, Eben. 'n verdiende voorsprong deur die OP. Hulle het meer afgerond gelyk, hulle het meer besit uit die tweede fase verkry. En ook hulle agterlyn wat meer ondernemingsgees aan die dag gelê. Ek dink dis 'n baie goeie ding, John, en dit geld vir enige span dat daar ondernemingsgees moet wees. Die spelers moet goed probeer, want 'n mens sal nêrens kom of deurkom as jy nie probeer nie en enige speler met inisiatief kan enige dag in my span speel. Laaste aksie van die eerste helfte, lyk nie sleg nie. Lyk nie sleg nie. Nee, hy's net regs verby. Die lengte was daar. Maar dis rustyd. OP teen die Boland, tweede dag van die Coca-Cola Kruiwenweek vir hoërskole. En dis die OP wat voorloop met 8 punte teenoor 3. Die enigste 3 gedruk deur die regtervleuel Terrence Gerber. Ja, hierso sien ons waar die OP 'n bietjie voordeel het wat gebiedsvoordeel en besit betref en die enigste 3 ook deur die OP dan aangeteken. Feeling bullish, Sheila. Welkom terug hier in George. Boland teen die Oostelike Provinsie. Klipharde eerste helfte waarin die spanne baie goed teen mekaar opgeweeg het. En die enigste 3 gedruk deur Terrence Gerber, die regtervleuel van die OP. Na 'n goeie tweede fasebal. Dawie Snyman. Kyk miskien die talent hierdeur vir die maties. Ja, hy wat te doen het met 'n sportinstituut daar by op Stellenbosch en ek sien hier so in die amptelike program 'n baie mooi foto waar hy en Kleinskalk Burger in 'n groot mate die afrigting doen. Dawie Snyman wat 'n Springbok geword het in 1971 met daai toer na Australië. Jy het nog daardie tyd gespeel, Ewen. Ja, maar ek kon ongelukkig die span haal, ek so baie graag wou saamgegaan het. Ja, maar jy het dan so 'n bietjie vroeër die span gehaal hier so 1965. So 'n bietjie respek hê vir 'n man se ouderdom, nee, Ewen. Ja. Nie dat jy baie oud was op daardie stadium nie. Maar ek is seker dat dit was Hannes Maree se span en hulle was onoorwonde. Dis reg. Die enigste Springbok span wat nog onoorwonde was in die geskiedenis is daardie span van Hannes Maree. Maar terug by die Kruiwenweek vir hoërskole. Die reën wat nou heeltemal gewyk het en die Oostelike Provinsie wat nou hier in die tweede helfte van links na regs gaan speel. Sien ons weer 'n baie mooi skoot deur ons kameraman van hoe dit hierso op George Lake en nou baie lekker buitekant in teenstelling met gister toe die wind baie sterk gewaai het met baie warm was en die tweede helfte wat dan nou enige oomblik gaan begin tussen die OP en die Boland Mariete span. En hier is die vletjie, tweede helfte, Neil Arends.
Besluit om die bal diep af te skop. Ingewag deur De Villiers. Dit is tog nou De Villiers wat kry. Prins. Liter wou skepskop, besluit daarteen, begin met 'n teenaanval. En hy vorder mooi met die bal. Nou soek hy ondersteuning. Dit is daar. Die OP se van der Walt. Louis Simon wat nou op die veld verskyn het met 'n nommer 20 vir OP Roelofse. Gerber, Liter. Is heel agter, weer De Wit wat die bal verder neem vir OP. Roelofse, daar's 'n paar manne oor in die oorkant. Nou sit stryd om. En hier gaan die haker Ferreira. Maak Bennett wat die bal gekry het, pardon. Roelofse speel die bal mooi daar vir Arendse. Hier is Gerber. Gerber nog steeds. Gerber, hy sterk, hy's oor, hy het sy 3. Gerber, Sam Gerber van die Hoërskool Dispatch wat die tweede 3 vir OP druk. Ja, die OP wat eers aan die linkerkant goed was. Daar sien ons vir Gerber wat sopas die 3 gesien het. Dan kom die bal deur die agterlyn goed raak gevat deur Arends. 'n Lang aangee bal uiteindelik na Gerber terwyl hy daar so 'n man afskud en 'n tweede man afskud en hom pragtig draai in die laagvat in om oor te gaan vir sy 3. Definitief die mooiste 3 van hierdie wedstryd. Die tweede een dan. Mooier een is die eerste een. Goeie tweede fase afgedwing. Die bal wat vinnig hier langs die agterlyn afbeweeg het en afgerond is deur Gerber. Ja, die heel wat kontinuïteit in daai hele beweging gewees terwyl Arends aanlê vir die doelskop waarmee hy onsuksesvol is. Sien ons waar die OP nou voorloop. Gerber is baie gelukkig, die bal wat deurkom, Arends vat daai bal baie goed raak, 'n lang aangee deur na Terrence Gerber, dan na Sam Gerber wat hom in die doodvat draai om oor te gaan vir sy 3. Goeie hande daar van Raal. Roelofse. De Wit wat die veld vol speel. Hy het die oog gevang. Maar is goeie verdediging deur Swartboy. Lyk of Roelofse hom weer gaan terugkry vir die OP. Skeieregter gaan dit nie toelaat nie en 'n skrim. Ja, De Wit en veral Raal, twee flanke en agste man wat baie prominent is in die OP pak. So ook seker die voorry wat die moontlikhede vir hulle skep om te speel as jy sterk staan in die skram, veral jou voorry, maak dit net soveel makliker vir die losvoorspelers. Raal. Roelofse. Twee manne wat hom gelyk maak met die aarde. Ja, mense sal baie graag wil hê dat met die selfe entoesiasme wat daar verdedig word, dat daar ook met daai entoesiasme aangeval word en laat die manne, hierso sien ons 'n geweldige harde laagvat wat Morney Roelofse hierso moet verduur. Uiteindelik die OP wat die bal wat nie uitgeskop was nie, dan Liter wat baie goed doen en Leekol deur aan die oorkant sien terwyl die OP manne vinnig opvolg. Groot misverstand tussen die Boland spelers. Ja, swak kommunikasie wat hier aan die orde van die dag was. Die twee Boland spelers wat amper half in mekaar vashardloop en OP wat spel hier uit hulle eie gebied uit verplaas het nadat Boland nie die bal uitgeskop het nie. Baie van hierdie bewegings van die OP wat begin met Raal op agste man wat die bal optel. Hierdie keer lyk dit vir my gaan hy hom los vir Roelofse. Roelofse Arends. Arends het 'n pragtige gaping. Dis pragtig oor die voordeellyn gekom. En dan word hy afgesny vir ondersteuning. Gerber. Binnekant die kwartgebied nou van Boland. Ja, Arends wat baie mooi deur is. Ek hou baie van sy liggaamshouding hierso waar hy hardloop met die bal as ons dit net weer kan sien. Hier sien ons waar hy hom lekker hy draai eers die bal in twee hande en dit bring net die huiwering by die ongelukkig het die senter Rudy Coetzee nie vinnig bygekom daar of Sam Gerber nie bygekom nie. Skitterende breedslag hierso deel in hier Arends. De Villiers besluit om vir Prins te gee. Onkans spel deur Arends loskakel van die OP. Prins wat ver veld wen vir die Boland.
maar 'n lekker lewendige tweede helfte. Hier sien ons waar Arends heeltemal by die agste man se voete verby is voordat die bal uit is en daarom die strafskop teen hom. Die son is uit. Van die Hoërskool Montague, JP Jordani Haker wat daar sy slot Bishop baie mooi vind. Nou is hy die Bolandse voorspelers wat begin met 'n aanslag. Hulle het so 10 meter gewen met goeie dryfspel. Net hom ingevat. En die skeieregter sê dis 'n geval waar die bal verloor. Hulle kon dit nie gebruik nie en die OP's ingooi. Ja, hier sien ons Boland pragtig die bal daar so gevat en dan die hele pak wat vorentoe dryf. En hier moes seker 'n aanslaan of iets gewees het, nog steeds vorentoe dryf. Eintlik OP's ingooi in die skram. Arends gaan hy weer die agterlyn gebruik. Besluit daarteen, langskop aan die oorkant. Nou daar teruggeval word deur van der Westhuizen. Hy laat die bal spring. Lyk na die verkeerde opsie en nou het die bal gekry aan die oorkant deur OP. Ratcliffe wat daar aan die voorpunt was, De Wit wat die bal nie kan kry vir OP nie. Ja, Ryan Ratcliffe wat die bal met mening agterna gesit het. Daar sien ons die bal wat uiteindelik vir hom reg spring. Hy gaan so half deur uiteindelik net nie aangee wat hy kan deurkry na die center Gerber nie en uiteindelik die beweging as Cabaret kry. Weeral. Hier is Arends. Gerber. Hy verloor die bal vorentoe. Teenaanval deur Boland. Willemse. De Villiers. Immelman. Hou die bal binne spel, dis litereel agter. Skram. Ja, wel lekker baie lewendige wedstryd, veral ook hier in die tweede helfte. Boland wat nie bes gee nie. Telling is 13-3, maar die Bolanders wat met mening onder die OP manne inklim en hulle baie hard lak wanneer hulle enigstens die geleentheid het. Is jy? Daar's ys dan nou op die veld. Maar dit lyk vir ons of die oostelike provinsie hier op die wenpad is. Ja, wat hulle is beslis hier in die tweede helfte, die meeste van die tyd ook in die doelgebied van die Boland, Hans Skriba wat hierso by Dawie Snyman staan. Hans Skriba wat baie goeie afrigtingswerk doen. Hy kom natuurlik van die SWD af. Hy het hier vir SWD skole gespeel, later ook Stellenbosch Universiteit toe en daar vir Maties en die WP uitgedraf. Sê seker daar, gaf hy dit toe, het heeltemal te vlak gespeel. Hy moes dieper gespeel het. Twee loskakels wat daar gedagtes uitwissel. Of wissel liewer. Wag. Engage. De Villiers skrimskakel van Boland. Nie baie goeie aangee na Prins nie, maar Prins wat goed doen, 'n lang skop na die oorkant. En hier is kans vir Liter. Hy het vandag baie aanvallend vertoon. Nou word hy vasgevat. Ondersteuning wat daarby kom van Louis Simon. En 'n aanslaan deur die OP. Vat na aan vorentoe. Skram die kant. Afgesien van die baie foute, beide spanne wat probeer om ondernemend te speel, Eben. Absoluut, ja. Nee, en dit is baie goed en as ek dink ons het dit nodig in ons rugby, dat daar kreatiwiteit moet kom en Roelofse wat vinnig weer die spel verder neem. Die skeieregter is nie tevrede nie, want die Bolanders was nog nie 10 meter terug nie. Lyk of Roelofse dalk die bal heeltemal onder sy Wakker se voete ingooi. En nou is dit Crichton. Roelofse, terug na De Wit. Roelofse. So kort aangee, terug na Crichton. Onkant.
Achterlijn. Hans Kriebel, was dit hy? Nee, Skalkburger. Is dit hy? Nee, maar nog nie, toch nie. Vir oomblik so Skalkburger junior gelyk. Maar is 'n paar manne daar van Griekeland Wes wat hier kyk na die program. Maar dis 'n skop nou vir Hannes Luther, die heel agter van die OP. 'n Lang reguitskop. Lyk na 'n goeie poging, maar hy gaan regs verby wees. Lengte is nie 'n probleem nie. En vinnig doodgedruk deur die Boland. Prins, hy wou daar diep inskop. Beduie vir sy manne agter die balkerels, hy gaan tog diep inskop. En dan maak hy absoluut 'n gemors daarvan. Ja, nee, hy het dit heeltemal verkeerd gelees terwyl die sonnetjie nou heerlik skyn hier op Uteniko Park. En baie groot fout hierso deur Prins, dit plaas die OP nou in 'n baie goeie posisie, kan in die skram in die middel van die veld, losvoorspelers wat nie kan breek voordat die bal nie uit is nie, en die ideale aanvalsgeleentheid as die heel agter ook nader kruip om in die lyn te kom. En Raal, die agste man, kan hier baie gevaarlik wees. Dis 'n vinnige bal gewen deur Roelofse. Verder geneem deur De Wit. Dis Raal, nou het sy 3, dis 'n man wat 'n 3 verdien. Die agste man en kaptein CD Raal. Baie goeie spel hier so deur Raal, hy daai bal vinnig en net een pad doellyn toe geken. 'n Loopie van omtrent so 20 meter nadat Roelof se half gebreek het, neergetrek word en nou daar sien ons waar Raal die bal optel en hy ken net een pad en hy gaan doellyn toe en hy het die hele middag al uitstekende spel gelewer en hy en die kantman De Wit baie prominent die hele middag. Twee spelers wat mekaar baie goed aanvul, Ewen. En dit wys vir ons dat 'n agsman ook oor vaart moet beskik. En hierdie agsman van die Hoërskool Brandwag in Uitenhage wat vandag die oog gevang het. En ek dink veral die oog van die SA keerders, SA skoolkeerders. Maar Arends wat sukkel met sy skopwerk na die pale. Dis veel beter. Nee, hy gaan weer hier voor die paal verby skuur. Arends wat nie die kol kon tref nie. Goeie 3 aangeteken deur die agste man. CD Raal, hier sien ons weer, die bal word vinnig opgetel en hierdie man ken net een pad. Wat hy goed gedoen het hierso, hy het nie gehuiwer nie, hy het onmiddellik voluit gegaan en daarom uiteindelik die 3. Raal. Hoeka weer in die gang, Roelofse. Op die kwartlyn van die OP. Roelofse, nou die OP baie selfvertroue, besluit tog om te skop. Die Boland kan hulle hierdie fout uitbuit. Dan die voorpunt na vir die Boland is die Frank Swanepoel, die kaptein. Ook Walter se slot wat daarby was. Ons het baie redelike groot skare wat hierdie wedstryd gadeslaan. Kyk hoe jy agter.
Oostelike provinsie wat hier 'n goeie oorwinning gaan behaal vandag teen die Boland. Hierna dan is die span van die Leeu's wat gaan speel teen Natal. Dit gaan vandag se laaste wedstryd wees wat ons gaan beeldsend, maar môre ewen, veral daai wedstryd môre middag om 1:40 tussen Noord-Vrystaat en die Blou Bulle, wat een van die beste wedstryde van hierdie jaar of op vanjaar se Kruiwenweek vir hoërskole kan wees. Hier is een van die min kanse vir Boland. Al wat wild uitgegooi word na Uys aan die oorkant. De Villiers Swartboy selfmoord aangee daarso na een van sy medespelers. Die voorman van Wyk Du Plessis, maar dis onkansspel deur die OP. Hendrik De Villiers vinnig met die tikskoppie. Van Wyk Du Plessis wat weer by was, weer terug na Walters. De Villiers, goeie aangee deur na Jordaan. De Villiers. Die balverspreiding nou reg is, kan die Boland punte aanteken. Maar nou is die skrimskakel ingetrek en onkansspel deur die OP. Agterstand is groot. Hulle moet 'n kort skoppie gee. Walters. En hier kan moontlike ding kom, wou ek sê. Baie goeie werk deur die Boland. Terugkom deur Swartboy. Of Petersen liewer. Petersen, hy speel met 'n nommer 13. Swartboy is nommer 12. Ja, die Boland wat miskien die bal te ver wou uitspeel, die OP wat heeltemal reeds hulle posisies ingeneem het. Hier sou weer die kortskoppie, maar hier's 'n lang lyn van OP spelers. Die Bolanders wat werklik nie 'n kans gehad het. Hulle moes daai bal teruggevat het na die speler wat die kortskoppie gegee het en in die middel deurgedryf het. Boland op die aanval. Prins. Gaan hulle hierdie keer deurkom? Nee, OP is daar. Een aanslaan op die ander. Ja, dis die baie mooi ondernemingsgees hier deur die Boland aan die dag gelê. Die blindekant vleuel wat inkom van hierdie kant af om uiteindelik die aangee te vat, maar die spel wat daarso te diep was as Ash Owen Willemse bietjie vlakker die bal kon gespeel het, gekry het, was hy onmiddellik deur en dan was daar 'n 3 vir die Boland. Nog steeds binnekant die kwartgebied van die OP, De Villiers, Walters. En nou is dit Swartboy. Maar daar's nog steeds goeie verdediging deur die OP. Prins. Bal wat wyd gespeel word deur die Boland. Immelman wat probeer om die bal binne spel te hou. Dit gaan nie werk nie. Hier is strafskop aan die Boland. Prins. Hardloop deur Swanepoel. Bolandse Walters. De Villiers, een of ander stadium moet die Boland hier deurkom. Besit wat stadig uitkom vir Boland. Dit werk nie in 'n skram waar Boland die bal kan gooi. Ja, die Boland, wij sien ons 'n deel van hierdie groot skare wat hier sou kom en hulle span nou baie aanmoedig vir al die Boland wat geleenthede gehad het hierson nou een keer 4 manne teenoor 2 aan die oorkant daarso en Boland het nie dit benut nie. Hulle moes net die bal buitekant toe gespeel het egter besluit om binnekant toe te kom en dit het veroorsaak dat hulle nie 'n 3 kon aanteken nie. Weer 'n geleentheid vir die Boland. Ackerman het een van die plaasvervangers by die bal af gekry het. Boland weer. Moedige probeerslag deur Swanepoel die flank. Maar dis goeie verdediging deur die OP, hardnekkige verdediging. Ja, die OP wat die Boland daarso van die lyn af wegdra en
Boland wat werklik hard probeer om hier so deur te kom, is een van die beste posisies wat hulle nog gehad het hier in die tweede helfte, en hulle sal baie graag nou 'n 3 hierso wil aanteken. Hier sien ons waar Arends net sy man daar so aan die try beet kry, Swartboy en Swartboy wat net nie kan deurkom nie. Daar aan die oorkant die braaivleisvure wat aangesteek word, Eben. Daar bly 10 minute oor. Oké, jullie kunnen plaatsvanger opbrengen. Kan iemand op? Wait. Engage. Boland soek hier goeie besit. Dit gebeur, dis Hendriks. En hulle is oor die lyn, hier is die 3. Welverdiende 3 deur die Boland, en die man wat afrond is Ackerman. Ja, 3 OP manne wat daar probeer keer het. Hulle het eintlik vir Hendriks gehelp, in die sin dat hulle hom half oor die lyn gevat het. Hulle lyn van verdediging was nie heeltemal reg nie. Eers goeie werk hierso, en dan sien ons nou hier Hendriks nie. Ek het gesê die OP het hom oorgevat, maar Hendriks, alle eer aan hom wat op sy eie stoom daar so deur gegaan het vir sy 3. Baie goeie 3, baie goeie besit daar so gehou om uiteindelik die doellyn te haal. Ja, ek dink is tog die senter wat daar oor die lyn is, Swartboy. Byna gelyk soos nommer 22, maar 'n Swartboy wat gedruk het. En hier is Prins. Klink nie baie gesond hierdie skop nie. 18-8 vir die guns van OP, 9 minute speeltyd oor. Ja, baie mooi wat dat Boland hierso kon terugkom. Hulle was aanvanklik agter 18-3 en 'n span kan so maklik moed verloor as hy reeds so ver agter is, terwyl die OP op 'n stadium baie hard aangeval het, en OP nou hier 'n baie belangrike fout maak, en Bolanders kan ons sommer sien het nuwe moed geskep na daai 3, en hulle is lus vir die spel nou. Ek is nou baie tevrede. Hoe het vir my so se Nee, laat hy afgaan dan. Ja, dis heel agter van die OP Liter wat die veld gaan verlaat. En hy gaan vervang word deur Dorfling. Engage. En Dorfling wat loskakel gaan speel met Arend. Nou op heel agter. Arends op heel agter, dadelik kry hy werk. Binnekant sy kwartgebied as hy besluit om te skop. Ja, baie goeie skop hier deur Arends, verplaas spel na die middellyn toe. En Dorfling wat dan nou vir Eugene Dorfling wat nou loskakel speel nadat Hannes Liter afgegaan het met Arends, Neil Arends wat heel agter gaan speel vir die OP. Boland bemeester, ingeneem deur Stian Walters. Hendrik de Villiers wag vir die bal. De Villiers nou kans kry. Ja, hy gaan kans kry. Prins swakker aangee en gekry deur Gerber. Sam Gerber het reeds sy 3 gedruk. Hy gaan sy tweede een kry. Gaan hy nee, hy word vasgevat. Vinnig op sy bene en net kort van die lyn. So nie daar gestruikel het nie, was dit nog 'n 3. Nog 'n 3. Die skeieregter wat absoluut op die punt van die 3 was. Ons sien dit Gerber wat dit net nie maak nie, maar Boland wat onnodig hulle hier onder druk geplaas het. Geweldige lang aangee wat in die lug hang. Hierso sien ons Gerber. Miskien moes hy hierso binnekant toe aangegee het. Ons sien daar was ondersteuning aan die binnekant. Hy doen dit egter nie en verloor so sy 3. Maar OP wat die bal kan ingooi, skram baie naby aan die Bolandlyn. Terwyl Boland met nuwe entoesiasme gespeel het in hierdie laaste 5-6 minute. Wag vir my, wag. Ja. Nee, wag, Ja, ek wag. dink dat die agste man CDRL die bal nou stellig sal optel vir die OP. Engage. Raal wat tog die bal los vir Roelofse, want die skram is op die agtervoet. Dorfling, Kutsie. 5 meter van die doellyn, Roelofse. Hy gaan self probeer, ek dink hy raak die lyn.
Ja, 3 wat Roelofse gekry het, die skeieregter in 'n posisie nie om te sien nie. Hy was wel in die doelgebied, maar op hierdie kant kan 'n mens duidelik sien dat Raal oor is, soos hy 3 dae gaan hy nou baie goed en hy gaan deur en die bal word geplaas op die lyn, beslisse 3. Maar skielik hierdie skram van die OP onder druk, want die losvoorspelers is besig om gedagtes of planne te smee om oor die doellyn te kom. Nee, wag, bly stil. Ja, dit laat 'n mens dink aan ander spanne wat 'n mens ook in die laaste tyd gesien het waar die losvoorspelers min druk en dan onder groot druk kom. Spanne met groen trui en goue kraag. Halt, en kyk. Hier's Roelofse, Dorfling. Dorfling wat besluit om te breek. Kom na die binnekant, hier's 'n 3. Dit moet 'n 3 wees, Dorfling wat afrond. Ja, baie goed Dorfling, dis so verblydend. Ek het dit vandag al gesien, genoem dat 'n speler dra die bal in 2 hande, veral 'n agterspeler. Dit bring net daardie huiwering. Hier sien ons wat Dorfling werklik uitstekend doen. Het die bal in 2 hande, hy maak weer so en dan nou altyd in 2 hande en gaan dan pragtig binnekant toe met 'n uitstekende systap en klop 'n hele 3-4 spelers weer Dorfling. Maak eers of hy uitgee, fop aangee, hou besit, hou nog steeds die bal in 2 hande en uitstekende 3 deur Eugene Dorfling. En is Dorfling wat nou die skopwerk oorgeneem het by Arends. Ja, dis Dorfling wat daar 4 manne geklop het op pad doellyn toe. En ek dink met hierdie 3 is daar nou geen twyfel dat die Oostelike provinsie hierdie wedstryd gaan wen nie. Ja, John, is so belangrik dat ons jong spelers en kinders wat vandag kyk, dat ook wanneer hulle spoedoefeninge doen, dat wanneer hulle bal dra en met 'n bal hardloop, dat hulle baie van die kere die bal in al 2 hande moet dra sodat hulle daaraan gewoond kan raak. Dis 2 punte by. En dit word nou 'n gerieflike voorsprong wat op 'n oorwinning dui. 25-8 is 'n redelike pak slaag. Hier sien ons weer baie goed gedoen deur Dorfling. Die lyk amper of die speelveld daar sien ons hoe die Bolanders oor mekaar geval het om te keer, maar 'n goeie 3 hier aangeteken deur Eugene Dorfling. Weer onder die bal. CD Raal. Ja, CD Raal wat werklik met groot oorgawe speel en wedstryd waar daar absoluut niks verniet vir enige span gegee is nie. Hierdie Bolanders, alhoewel hulle 25-8 agterloop, het met mening onder die OP manne ingeklim en baie lekker lewendige wedstryd tot dusver. Ongelukkig die Bolander wat hier die bal speel op die grond en uiteindelik die strafskop deur Meriafta. Arends. Boland wat die bal baie mooi binne spel hou. Wat kan Boland met hierdie bal doen? Nie veel nie. Hendriks wat vasgevat word. Sal jy Louws nou op skrimskakel vir Boland? Ja, die skeieregter wat hard op sy fluitjie blaas en Boland wat hier nog steeds. Ja, jy moet die bal in jou hand uitskop. Skram. Kan nie dit. Ja, ons sal dit net weer wil sien. Die bal was wat uit daar gewees, die grensregter het egter nie sy blou opgesteek en Boland kon voorder speel. Kom oor asseblief, kom oor. As die speler natuurlik in die lug is en hy speel die bal terug, ons sal net dit weer mooi moet ophou. Of die speler in die lug is, daar gaan die bal. Die speler is in die lug. Dan is dit toelaatbaar, hy was. So daar, goeie beslissing deur die grensregter. Mooi opgetel Eben. Binne kan die kwartgebied nou van Boland wat OP kry. Sakata. Froilik. Coetzee. Skoppie van Coetzee. Is bedoel nie oorkant vir Ratcliffe. Ratcliffe, wie is eerste daar? Boland. Ratcliffe wat nou optel. Op sy beurt deur na Gerber. Sam Gerber 5 meter van die doellyn. Froilik. Kragspel deur Bennett. Froilik. Froilik. Hy maak dit byna hoor. Tackle bal.
Ja, die OP wat hier in die doodsnikke, die tyd is verstreke op die bord, dis seker die laaste skram. Hier in die doodsnikke nog wil kyk of hulle 3 kan aanteken. Op die oomblik 25 af voor. Daar gaan die toeter en die einde van die wedstryd sal seker onmiddellik as die spel nou doodgaan aanbreek. Sam Gerber is nou op loskakel, maar dis die voorspelers van die OP. Roylik. Hanke. En Gerber. Sam Gerber speel die bal daar terug, afgeneem deur Boland. Dis die einde van die wedstryd. Hierdie was 'n goeie oorwinning vir OP. Ja, lekker lewendige wedstryd. Hier so sien ons die besit het en die gebiedsvoordeel wat net so 'n bietjie aan die OP behoort het. Baie gelyk op, maar baie lekker wedstryd wat die OP wen dan met 25 punte teenoor 8. The Coca-Cola Craven Week. Nou, ons sê vir hartlik goeiemiddag en welkom hier by die hoofwedstryd van verjaar se Coca-Cola Craven Week vir hoërskole. En die twee spanne wat dan in die hoofwedstryd gaan speel, die Oostelike Provinsie teen die WP, en dit beloof om 'n baie goeie wedstryd te wees. Min mense ongelukkig hierso. Maar hier by die hoofpaviljoen sit so 'n paar, hulle sien uit na hierdie wedstryd en vir sy indruk hier is Eben Olivier. Ja, dit is die 36ste Coca-Cola Craven Week wat ons hier nou die finale wedstryd beleef en die twee bilspanne van die OP en die WP wat mekaar hierso die stryd gaan aansê. Dan kom ons kyk of hier nie vandag 'n klomp manne is wat hulle oog sommer al het op die toekoms van Suid-Afrikaanse rugby nie, met ander woorde om uiteindelik die Springbokspan te haal. Span van die OP wat aangevoer word deur die 8ste man Raal. Hy en De Wit is twee baie goeie losvoorspelers. En dis die OP wat afgereken het met Boland en die Leeu's. En daarteenoor die WP het gewen teen die Vrystaat en die Arende. En hierdie wedstryd dan aan die gang. OP teen die WP. Skop van de Roelofse ingewag deur Fortuin. Dis tog heel agter Adrian de Wal vir die Westelike Provinsie, bal wat verlore gaan. Skeieregter wag vir voordeel. Belovende spelers in hierdie span van die Oostelike Provinsie. Hulle het groot indruk gemaak nou die aand met daardie wedstryd teen die Leeu's. Al hierdie agterlyn van die OP baie gevaarlik. Roelofse, Dorfling, weer Roelofse. Bal wat verlore gaan, tog gekry daarso deur Rudy Kutse. Ja, volgens die statistieke hierso het die OP se voorry is manne wat oor die 300 kg weeg. Die 3 saam, so dis sommer 'n sterk pak, terwyl ons aan die WP kant ook natuurlik 2 groot slotte het in Jaco de Tooy en Alton Stad Hume. Skeieregter vandag, meneer Willie Vos van die Leeu's. Ja, verjaar se Craven Week wat natuurlik almal onder 18s is. Dis nie meer onder 19 nie, maar dit lyk vir my altyd of die spelers net elke jaar groter en groter word. Maar ons sal hulle nodig hê vir die toekoms vir Suid-Afrikaanse rugby en daar moet alles gedoen word sodat hierdie spelers nie verlore gaan nie. Johnston, Bottas, hy verloor die bal, losvoorspelers van die OP is daar. En die Oostelike Provinsie wat die bal kan ingooi. Die loskakel Bottas van die Parel Gymnasium. Ja, ek dink hierdie hoofwedstryd by die Craven Week wat altyd belangrik is by John. En hierso sien ons waar die oog nie mooi heeltemal op die bal gehou word nie. En elke span wil baie graag in die hoofwedstryd speel en 'n besonderse prestasie deur hierdie span het terwyl die WP baie goed skram. Roelofse, hy het 'n oog vir 'n gaping, na trek die klein skramskakel Roelofse. Binnekant die kwart gebied, ondersteuning is daar van De Wit. Roelofse, Andries Smit. Roelofse. En hier die ongelukkig verby Sam Gerber, Arends is daar so. En die bal wat verloor word. Woes gespook om hierdie bal terug te kry. En weer Roelofse kry die ondersteuning van Strydom. OP gaan weer kry, dan die skrimskakel Roelofse ingetrek. Dan sy weer vinnig op sy bene, weer besit vir die OP Dorfling. Hy word agter die voordeellyn vasgevat.
Mas goeie balretensie, weer Roelofse. Op sy beurt deur na die regtervleuel Terrence Gerber. Op sy rug daar se vir Hume. Roelofse wag vir die bal, hy gaan hom kry. Nou sit CD Raal, die kaptein terug na De Wit. Praat van die samespel tussen De Wit en Raal. Twee losvoorspelers wat mekaar baie goed aanvul. Stryd om se aangee, Arends, hy gaan skep pale toe, Arends is 'n skop is tussen die pale deur. En hierdie Neil Arends van die McCarthy sekondêre skool in Uitenhage wat dan die eerste punt aanteken. En hy is sommer baie gevaarlik op die aanval ook Eben Olivier. Ja, nee, die OP span wat hier deur klomp fases gegaan het en uiteindelik Arends het daar sien ons hom. Neil Arends maak nie fout nie, skep deur die pale en die OP wat dadelik op die tellbord is, maar die intensiteit van die spel wat sommer baie hoog is en die spoed waarmee die OP sover die bal uit die loskrams uitgekry het, dit voorspel net goed vir hulle. OP dan voor 3 punte teenoor 0. Maar jy's reg Eben, die span van die OP is toegerus om heerlike 15-man rugby te speel, so ook die WP. Ek dink vir die volgende uur gaan ons heerlike aanvallende rugby aanskou. Besering wat opgedoen is deur een van die OP spelers. Ja, Eugene Dorfling die losskakel terwyl hy baie diep ingeskop word deur Pottas. Deur Arends. Lang skop van Arends wat uit is aan die oorkant. Ja, die twee spanne wat onoorwonne is en die OP wat baie goeie oorwinning nou die aand teen Gauteng Leeu's behaal het en die WP wat vir die span van Vrystaat en Arende gewen het die Arende geklop het. Dis Pottas. Tussen twee gedagtes, tussen die voorspelers weer in. Johnston. Skalk Brits. Johnston. Pottas. Skerbeweging met Clayton. Bal wat verloor word, weer nie voorpan De Wit. Frans De Wit. Ondersteuning is daar van nommer 22, dis Janu Hanke vir die OP. Maar dis Johnson vir WP. Hulle kom hier na die diskant. En in die agterlyn het ons vir die bal. Hardloop kans vir Barnes. Barnes terug aan die skrimskakel Johnston. Dis goeie spel deur die WP. Lascombe binnekant die kwartgebied van die OP. En die WP wat ook wys is, hulle die bal in die hande het, kan hulle ook baie gevaarlik wees. Ja, baie mooi spel hier so deur die WP en agterspelers wat die bal lekker lig gee en Johnson die klein skramskakel hier so sien ons waar die bal nou uitkom en De Waal wat baie goed hardloop en Banies wat net nie daar by sy man kan verbykom, die skram wat aan die WP behoort en kom ons kyk of die WP die bal bietjie deur die hande kan kry tot by die linkervleuel daar aan die oorkant. Fortuin. Volgende besering sal ons bietjie kyk na vandag se uitslae. Die SPD Jong Arende wat teen die Goue Leeu's gespeel het, Natal teen die Blou Bulle, Noord-Vrystaat teen Mpumalanga. Staan bietjie nader aan hulle. Grens het gespeel teen Vrystaat. Crouch, sak. Staan stil. En gooi is daar so van Johnston. Gryp na die bal, bal is nog steeds onder die voorspeler se voete. Kom ons kry met oor. En dis weer die WP wat geleentheid gaan kry om hierdie bal in te gooi. Wag vir my. Wag vir my. Crouch. Sak. Ja, die OP wat op hierdie stadium met 'n ligte briesie in die rug speel. Johnston Pottas ingesny deur hierdie gevaarlike regtervleuel Barnes. Johnston. Hier's 'n kans vir die OP, vir die WP en reguit deur gehardloop aan die oorkant. Hier gaan 'n 3 kom, hy het sy 3. Fortuin, Sean Fortuin, die linkervleuel van die WP. En die WP is voor 5-3. Ja, hier so sien ons waar die WP die agterlyn die bal kry en dan hier so 'n lang aangedeen na Sean Fortuin toe en hy ken net een pad, hy is oor 'n uitstekende 3 wat die WP aangeteken het. Sien ons weer baie mooi deurgegaan na deur Lascombe, Eldyn Lascombe en dan die 3 wat Fortuin aanteken aan die buitekant. Hy moes seker maak dat hy die bal onder beheer kry en hy is baie gelukkig. Ook goeie balverspreiding daar in die middelveld deur Lascombe. Hierdie lyk vir ons gaan 'n wedstryd wees waarin die bal gebruik gaan word. David Clayton.
poging. Lyk of die WP so 'n bietjie teen die wind speel. Is nie veel van 'n wind nie, maar hy's nogtans 'n faktor ewen. Ja, beslis 'n faktor. Hierso terwyl hulle lang aangee deurgaan en dan baie goeie spel daarso deur Lascombe. Uiteindelik na Sean Fortuin aan die oorkant en hy druk sy 3. Eugene Dorfling. En die Hoërskool Vryheidsby wat afskop vir die OP waar die bal gekry word deur De Tooy. Johnston. Brits wat die bal deurwerk daar so na Immelman. En OP het afgeneem, Roelofse. Kry die man in die bal op dieselfde oomblik. Aanslaan, rooi bal. Goeie balbeheer daarso deur die Baie voorspelers mooi van die gevat daarso WP. absoluut van die afkop af deur Ron van Heerden en dan die hele pak voorspelers wat die dringendheid besef en baie goeie afgaan en die spoed waarmee die losballe so ver hier gewen het wat baie indrukwekkend is. Hy is gereed om voor te speel, Neil Vullard. Voorryman van die WP. Oké, wag vir my, roep. Wag nog, crouch. Sak. Staan stil. Skakel van die Hoërskool Vryheidsby. Ornay Roelofse. Oké, hy gaan Wat nou op. speel met sy skakelmaat van dieselfde Wanneer skool, kom ons kram Eugene reguit? Dorfling. Ja, die WP se span wat baie goed skram hierso. crouch. Uitstekende skramwerk. WP se pak wat onder groot druk is en ons het die hele week gesien dat veral Skalk Brits, die haker van die WP skoolspan Skouers uit hierso. indruk gemaak het met sy losspel en met sy skramwerk. Nou alles gereed. Roelofse, Dorfling, hoë skop. Dit word gejaag deur Coetzee. Aan die oorkant ook Terrence Gerber. Vasgemaak daarso deur Rudy Coetzee vir die Oostelike Provinsie. Maar ek dink WP het afgeneem. Johnston. Hy kry die haker Brits. Brits, Potas. En hardloopkans vir Lascombe. En Johnston. Plat geduik. Goeie verdediging deur die OP. Ja, Johnston wat 'n baie lewendige skramskakel is. Gordon Johnson, baie lewendige skramskakel, gaan sluit pragtig aan. Sam Gerber wat daarso gekeer het. Hierso sien ons waar hy hardloop en nou moet hy probeer aansluiting kry, probeer binnekant toe speel, maar hy word by die lyn uitgeneem deur Sam Gerber. WP voor, 5 punte teenoor 3. Hoofwedstryd van verjaar se Coca-Cola Kruiwenweek vir hoërskole waar WP goeie besit kry De Tooy. Nommer 5, val uit die lyn uit. Gaan in die 15 meter in, alright. Groot slot hierdie Jong. Arendse. Neil Arends. Hy het die skepdoel aangeteken vir die OP. Sien ons waar die bal ingegooi word. Spelers van die WP wat daar oor die 15D lyn beweeg het en daarom die strafskop. Roelofse, die skrimskakel wat daar die voorspelers onder van die WP. Maar gaan nie ver vorder nie en 'n skrim. Nog 'n lyn staan. Lyn staan. Mornay Roelofse. Man wat oor 'n giftige breekslag beskik. Ingooi van Skalk Brits. Dis suiwer oorgestuur na Johnston. Potas. Potas soek 'n gaping en hy kry hom. Plaas die bal daar vir Johnston. Weer eens Brits. Brits wat reeds 'n bar sou speel. Die aangee wat verlore gaan. Hier trek Sam Gerber. Ook die OP wat die bal verloor. Geen voordeel daar nie. Ja, ons het 'n baie mooi sy stapie gesien deur Potas. Bal het lekker diep Maar kom 'n gekom. bietjie nader. Hierso sien ons waar Potas nou maak hy pragtig reguit in 'n baie mooi systap en as hier die ondersteuning net vinniger hierby was, dan was daar pragtig oor die voordeellyn gekom. Groot probleem vir die OP. Potas.
OP se Sam Gerber wat die bal terugkry vir die OP. Hier's Roelofse nou. Sy weer deur na die loskakel. Eugene Dorfling. Adrian de Wal vir WP. En is gelukkig om daar weg te kom. Byna. Dit is die span daar so punte gekos. Ja, groot druk toegepas deur Rudy Coetzee en Terrence Gerber. Hierso sien ons waar die bal pragtig hierso deur Rudy Coetzee blitsig opgeraap word. Baie goeie spel hier deur die OP senter Rudy Coetzee. Vryskop. Bottas word aangegee na Lescombe. Lyk tog of WP hierdie bal gaan terugwerk. Johnston, Hume. En goeie verdediging op Bottas. Opgetel deur Andri Smit vir die OP. Strafskop reg in die middel van die veld. Teen die WP. Ja, WP wat ongelukkig hier 'n fout maak. Die bal spat los, OP tel op. En uiteindelik val daar van die WP manne oor die OP speler of die man wat doodgevat het, beweeg nie weg nie en daarom die strafskop aan die OP. Hier sien ons baie goeie verdediging hier terwyl Bottas hier so uit die bal uitgeduik word. Dan die slot Andri Smit wat optel en verder beweeg. Eintlik hier nou geleentheid vir Eugene Dorfling om pale toe aan te lê. Hy het ook seer gekry, die slot van die OP, Andri Smit. Van die Nico Milan Hoërskool in Humansdorp eben. En nou is dit Dorfling, die loskakel van die OP, hy gaan pale toe korrel. Net wat die uitslae betref, die SVD Jong Arende het gewen 25-10 teen die Leeu's. Was 'n goeie oorwinning. Natal het die Bloubulle geklop 2017 en Grens het verloor 38-12 teen die Vrystaat. Mpumalanga 31, Noord-Vrystaat 15. Hier's Dorfling. Kyk hoe druk die wind hierdie bal. Hy stoot hom hier voor die pale weg. Ja, die wind wat baie dwars oor die veld is hier van die groot paviljoen kant af, deur na die oorkant toe en goeie skop deur die loskakel Eugene Dorfling, maar die wind wat genoeg afstand, maar wat die rigting betref, het die wind geseef hier. Bottas wat herstel het van daardie besering, Eugene Dorfling. Stel die bal mooi beskikbaar daar vir Jano Hanke. Roelofse, Frans de Wit. Weer Roelofse. Hier is 'n kans vir die OP weer teruggekom. Roelofse en Gerber, Sam Gerber. Roelofse. Dorfling se skop. Plaas hom tussen die manne van die OP deur. Binnekant die kwartgebied hierdie bal uit. OP 3, WP 5. Hierdie dan die laaste wedstryd op die jaar se Coca-Cola Kruiwenweek vir hoërskole. Ja, ons het 'n baie goeie 3 gesien hier in op die Kruiwenweek van eerste fase spel af en waar die spelers veral van 'n skram af baie goed gespeel het. Hier is tweede fase, Roelofse Dorfling. Release! En hierdie keer weer 'n oortreding deur die WP, weer 'n strafskop aan die OP reg in die middel van die veld. Hou nou man. OP man wat nie toegelaat is om die bal te plaas nie, sê die skeieregter, jy hou daai man. Op die lyn. So hierso is 'n strafskop en ideale geleentheid vir Eugene Dorfling om weer die OP voor te plaas. Maar ek het net gepraat spesifiek van die skram af waar ons uitstekende 3 gesien het. Dis eerste fase spel. Dis man teenoor man, die losvoorspelers wat deesdae in die skrams moet wees totdat die bal uit is en dis verblydend om te sien dat die seuns hierdie geleenthede aangegryp het waar 'n platform vir hulle geskep is om van aan te val, omdat ek dink dit is noodsaaklik dat ons in Suid-Afrika kreatiewe agterspelers moet probeer kweek en dit is iets wat nou reeds moet begin word terwyl hulle nog op skoolvlak speel. Dit om die OP voor te plaas. Laan die lig, dis 6-5 OP voor. Twee spanne wat baie goed teen mekaar opweeg. Onthou dis 30 minute aan 'n kant.
Griqualand Wes, hulle het verloor vandag teen KwaZulu-Natal 15-13-7. Boland het die noordelike Bloubulle geklop 29-7 en Noord-Vrystaat 15-15, Namibië 14. Buitekant die kwartgebied nou van die OP. Bal is beskikbaar vir Johnston, weer Brits. Geen voordeel. Vorentoe laat val. Bal verloor daar so deur die Weselike Provinsie. Skram wat in OP behoort, hulle sal baie bly wees. WP wat sommer van die afskop af dadelik besigheid gemeen het. Hier sien ons pragtig word die bal uit die lug uitgepluk deur Altonstad Hume. Is dit net jou skoenveter? Goed, kom maak gou hoor. Mark Bennett. Goed, wag. Wag vir my. Crouch, sak. Staan stil. Nee. Vryskop manne. Hulle skram voordat die bal in is. Hulle skram voor die bal in is. Op die lyn regter. En nou die heel agter Neil Arends. En daar flou sy die manne. Kry die bal wel deur na die loskakel Dorfling. Wat die bedoeling daar was van daai kortskopie nie. Kon maklik die bal laat val het of selfs 'n aanslaan kon gevang gewees het deur Dorfling. Ja, as lyk as ons kyk na die Coca-Cola vla daar aan die oorkant waar die lynstaan nou gaan plaasvind. OP wat so met die wind in hulle blaaie speel op die oomblik. Hier so sien ons dit duidelik. Besit vir WP. Potas kry die bal weer baie mooi. Nou soek hy die heel agter en hy kom pragtig lateer. Hy kry daar vir De Waal. De Waal deur na Baans op sy tone. Ratcliffe vir die OP. Hy's uit aan die ruskant. Ja, hier so het ons weer gesien die belangrikheid van 'n goeie aangee. As Baans hierdie bal op volspoed kon gekry het. Hier so sien ons waar die bal baie goeie tussenspel daar so deur. Dan Potas wat goed hardloop en nou ongelukkige swak aangee. As hierdie aangee reg was, het dit net soveel meer opsies vir Baans gelos. OP 6, WP 5. Vinnig geskop deur Dorfling. En dan weer die bal laat val deur Baans. Wag nog. Goed, wag. Wag vir my. Sak. Sak stil. Buiten van Namibia, die span wat veel voor by die hooghek. Dorfling. Rudy Coetzee wat die bal gekry het van Dorfling. Kyk waar's De Wit weer met sy nommer 7. Rudy Coetzee van die Hoërskool Vryheidsby. Wag vir my. Wag nog. En dis Bennett wat intussen op die veld gekom het in plek van Ferreira. Mark Bennett. Wag nog. Crouch, sak. Staan. Ek sien hierdie regtervleuel is Baanies. Dis nie Baans nie. Potas wat weer pragtig vorder met die bal. En hy kry die bal deur. Hier is hardloopkans vir Lascombe. Hy soek ondersteuning, De Waal. En dan ongelukkig. Belovende beweging wat so skibreek lei. Ja, hier is baie goeie spel deur Potas en uitstekend. Hierdie kerel is lus vir hardloop. Uitstekende aangee. Daarso na Clayton wat ook goed hardloop en dan die aangee binnekant toe wat net nie in beheer gekry kon word nie. Maar uitstekende aanvalswerk deur die WP-span. Daar is 'n besering opgedoen deur een van die OP-spelers. Hier so sien ons waar die besit aan die OP behoort en die gebiedsvoordeel wat baie gelyk is. Maar die WP wat die kere wat hulle gehardloop het met die lyn met die bal baie goed gelyk het.
Intussen lyk my 'n strafskop toegeken aan die oostelike provinsie. Ja, hierdie binne toe aangegee. Miskien moes die ondersteuning nader eers gekom het voordat daar aangegee is. Ongelukkig die bal wat verlore gaan en so byna die WP wat oorgegaan het daar vir 'n 3. Tog 'n inskop, 'n inskop. Ek dink is 'n strafskop, maar dit word gekry hier so deur Hume vir die WP Potas. Lascombe wat die bal inneem vir WP. En weer Brits. En hardloopkans vir Immelman. Immelman, hy gaan te sterk wees. Hy gaan palle toe, Immelman. Onder die palle 3 vir die WP gedruk deur Bram Immelman van die Paul Roos Gimnasium. En nou is die WP weer voor. Ja, baie goeie 3 so deur WP. Hulle het van die 25 afskop hier so sien ons waar die bal pragtig deurkom en Immelman wat net eenvoudig vir die Neil Arends daar so uit die grond uit stamp, wegstamp van hom af. Baie goeie 3 aangeteken deur Immelman van die WP. Maklike doelskop wat wag op Clayton, maar hy's 'n groot seun hierdie Immelman flank. En Clayton. Bram Immelman van Paul Roos Gimnasium wat 'n skitter 3 aangeteken het. 12-6. Hierso kom die bal weer baie goed. Immelman wat in die gat in hardloop en hy stamp net vir Neil Arends daarso van hom af weg en hy's agter die pale. Baie goeie 3. Dorfling. Hulle moet terugkom. Swak afskop hierso deur Eugene Dorfling en die WP span wat stadig maar seker hierdie wedstryd begin oorheers. Hulle voorspelers wat baie goed speel, goed saamspeel as 'n pak en die agterlyn wat met mening hardloop. Kutsie, Johnston, Potas. Arends. Bal wat hier by hom verby rol, Arends. Skop van die binnekant sy kwartgebied. En 'n goeie skop onderdruk deur Arends heel agter van die OP. Ja, goeie spel hierso deur Neil Arends. Hierso sien ons waar hy die bal in die hande kry en nou moet hy hom vinnig op daai regtervoet van hom sit. Nog Potas wat groot druk plaas, maar goeie buitelyn skop op die middellyn. Hierdie lyn staan. De Toey. Immelman wat die 3 vir die WP gedruk het so paar minute gelede. Die agterlyn wat opgekom het voordat die lyn staan oor is. Daarom die strafskop en 'n baie belangrike strafskop hierso so voor rustyd vir OP sodat die WP nie te ver voor moet raak nie. En heel moeilike skop wat op Dorfling wag. Die bal is op die 15 tree lyn en op die 10 meter in die WP se gebied. En hy moet baie beslis rekening hou met hierdie wind. Skakel Eugene Dorfling vir die OP. Son is in die oë. Ook die wind om mee rekening te hou. Nee, hy is te kort. Dis Brits vir die WP. Hulle begin met 'n teenaanval. Mooi loopie deur Brits. Goeie spel deur die haker van die WP. Morney Kutsie wat die bal inneem. Weer eens besit vir WP. Brits het weer die bal gekry. Speel die veld vol hierdie haker. Maar dan ongelukkig dink ek het hy die bal verloor. Weer 'n strafskop hier teen die WP. Ja, Brits wat
'n baie vaardige speler lyk. Hy kan sy stap, hy kan aangee, hy kan hardloop met die bal, hy het baie spoed en hy beteken beslis vir hierdie WP span baie. Seun van die Paul Roos Gimnasium in Stellenbosch. Dis 'n skool waar jy skool gehou het, nee, Eamon? Ja, lank terug, baie lekker skool en sportskool ook en ideaal vir seuns om aan te studeer. Hy is gereed. Hy gaan voortspeel. Mooi loopie nou gehad, maar ek dink die OP gaan nou kantlyn toe skop. Ja, die wind wat dit bykans onmoontlik maak om met 'n skop van hierdie posisie te slaag. En dan is die bal nie uit nie. Ek dink daar was miskien 'n klein aanslaan. Skeieregter dink anders. Teruggeval deur Raal. En dan se uit aan die oorkant. Raal, hy het baie tyd om vinnig in te gooi. Besluit daarteen. Baie uitstekende skop hierso deur Adrian de Waal. Daai bal was baie naby aan sy doelgebied. So die wind is blykbaar nie 'n groot faktor nie. Adrian de Waal wat teen die wind speel, maar hy het die bal mooi laag gehou en daarom daai uitstekende skop deur na die oorkant kantlyn. Maak binne. Oorgestuur en weggebas deur die WP se Immelman, Morney Kutse. Kan die WP hierdie bal weer terugkry? Ja, hulle gaan dit regkry. Dis Potas. Lescombe en dan verby de Waal die hele agter. Hier's 'n kans vir die OP. Mooi gered daarso deur die WP se senter, David Clayton. Clayton van Rondebosch. Byna rustig hier op die Outeniqua Park in George. So sien ons waar die bal raak geskop word deur die OP vleuel. En dan een man wat sy kop had teen die ander een stamp en daai oponthou skeieregter wat nog net wag vir hierdie skram. Daar hoor ons reeds die toeter afgaan. Wag vir my. Get op vir my. Crouch. Staan stil. Ja. Ja. JP wat voorloop. 2 goeie drieë aangedruk. 2 goeie drieë gedruk teenoor die OP se 2 strafdoele. Staan stil. Roelofse, hy word vasgevat deur Gordon Johnston. En dis rustyd. WP wat die 2-3 gedruk het, soos jy dit reg opgemerk het. Hulle loop voor met 12 punte teenoor 6. Maar die span van die OP nou glad nie uit hierdie stryd. Ja, baie interessante tweede helfte wat nou nog gaan begin na hierdie 2 minute se breek. Still looking for the right network?